Jesus sê, julle moet mekaar lief hê. As ek laat julle lief het, so baie, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Amen. Baie welkom by Elker Gemeente se digitale diens. Dit is 'n voorreg om saam met jou ook vandag besig te kan wees op 'n spesiale dag. Dit is Palm Sondag. Dit is die begin van die Heilige Week, soos ons dit sê, op pad na Paasfees toe. En dit is 'n voorreg om dit met jou te kan deel. My naam is Dani Moller. Kom ons word vir 'n oomblik stil. Here, ons weet waar hierdie opname ook gekyk of geluister word, is U daar. En U is deel van ons lewe. Dankie daarvoor. En dankie dat U met ons 'n pad loop. En dat hierdie boodskap en dit wat in die Bybel staan en dit waarna ons nou luister, Here, dat dit ook van U afkom en ook vir ons bedoel is. Gebruik die Heilige Gees om in ons lewe dit te vorm en om ons te vorm soos wat U wil. Amen. Dis vandag die Sondag voor Paasfees, die begin van 'n week vol emosie. Dis eintlik die dieptepunt, die laagtepunt, die hoogtepunt van Jesus se koms na hierdie aarde wat in hierdie week gaan afspeel. En hierdie Sondag vandag noem ons Palm Sondag. Dit verwys na Jesus se aankoms by die fees daar in Jerusalem. Nou stel jou voor, amper 2000 jaar terug in Jerusalem was die stad in rep en roer. En dit was die Pasgafees. In daardie tyd het die stad oorgevloei van mense. Die bevolking het gegroei van 50.000 na omtrent 200.000 mense in daardie week. 'n Drukpot van emosies, pynlike herinneringe, woede, frustrasie, alles het wakker geword in daai tyd. Onthou, dit was 'n geskiedenis, die geskiedenis van die fees is belangrik. Paasfees, die Pasgafees het ontstaan destyds toe die volk uit Egipte uit slawerny uitgelei is. En wanneer hulle die fees kom vier, dan kom hulle van oral na Jerusalem, hulle kom offer hierdie lam, en hulle kom sê, dankie Here vir U verlossing, maar Here, U weet, ons is alweer die slawe, ons is alweer onder verdrukking van die Romeine in hierdie stadium, en ons bid Here, en ons vra Here, dat U vir ons vry sal maak. En dan verstaan jy hoekom hierdie fees 'n fees is waar mense sê ons bid vir bevryding, ons wil vrykom van belasting van Romeine, van die meelopers. En hulle sien uit na die koms van 'n verlossing. Dis die prentjie. Die praktyk van daardie tyd was dat hulle 100 jaar laas 'n bietjie vryheid gesmaak het onder Judas Makkabeus en intussen deel was van die Romeinse oorheersing, deel was van 'n groep mense wat gesoek het na bevryding. Bietjie agtergrond om ons te laat verstaan hoe belangrik dit is dat die mense wat daar kom, dat hulle soek na 'n verlosser, dat dit 'n tyd is van onrus, en 'n tyd is van mense bekommerd is, die leiers was bekommerd, dat dinge nie moet oorkook nie. En dan nog meer, is dit Jesus wat ook op pad is na Jerusalem toe. Tot dusver het hy die Paasfees vermy, tot dusver het hy nie Jerusalem toe gegaan nie, want dit sou moeilikheid beteken. Maar nou, hierdie keer, is hy doelbewus op pad, om ook daar, anders as wat die ander mense weet, as 'n lam self geoffer te word. En dis die deel waar ons vandag uit lees. Ons lees uit van hierdie belangrike oomblik uit die geskiedenis, die Paasfees in Jerusalem, die inkoms van Jesus in Jerusalem. En is interessant, die oomblik is so belangrik dat al vier die skrywers van die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dit in hulle evangelies opneem. Daar is nie baie van die verhale van Jesus wat in al vier evangelies is nie. En dit sê iets van die klemtoning daarvan. Van die ander dele wat is Johannes die Doper, die verhale rondom Johannes die Doper, die verhaal rondom die vermeerdering van die brode, die wonder wat Jesus gedoen het, die 5000 mense gevul. Dis nog 'n verhaal wat in al vier die evangelies is. En dan kom ons by hierdie tyd, die inkom in Jerusalem, die laaste aand saam, Jesus se gevangeneming, sy verhoor en kruisiging en die opstanding. Dis die gedeeltes wat al vier die evangelies oor berig. En ons lees dan vandag een van hierdie gedeeltes, die inkoms in Jerusalem, en ons lees uit Johannes 12 uit die 2020 vertaling. 6 dae voor die Pasga het Jesus na Betanië gegaan
Dit was die tuiste van Lazarus, wat Jesus uit die dood opgewek het. En daar het hulle vir hom toe 'n maaltyd voorberei. En Martha het hulle bedien. En Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Vers 9 sê, 'n groot skare Jode het verneem dat Jesus daar was, en hulle het gekom. Nie ter wille van Jesus alleen nie, maar sodat hulle ook vir Lazarus kon sien, wat hy uit die dood opgewek het. En die leierpriesters het planne beraam om Lazarus ook dood te maak, omdat deur hom baie van die Jode oorgeloop het en in Jesus geglo het. Jesus was na die tyd al hoe meer bekend. Hy het verskeie wonderwerke gedoen en mense het in skare saamgedrom wanneer Jesus gepreek het. So as ons hierdie gedeelte lees, dan verstaan ons hoekom die fariseërs bekommerd was, want hier was iets aan die gebeur en hulle moes 'n plan maak. Ons lees in die vorige hoofstuk dat hulle besluit het om vir Jesus liewer te arresteer en dalk uit die weg te ruim voordat hy in Jerusalem kon inkom. Die een leier het gesê, een ter wille van baie, dat Jesus liewer doodgemaak moet word voordat daar moeilikheid kom met die Romeinse oorheersers, as daar weer 'n opstand kom in Jerusalem, voordat hulle eie rol bedreig word. Aan die ander kant weer, was daar baie mense wat oortuig was dat Jesus die Messias is, waarvan Jesaja vertel het, die een wat uit die nageslag van Dawid sou kom, wat Israel sou herstel. Ons lees in Johannes 6 al, toe Jesus die mense gevoed het, en die wonder van die brode wat meer geword het, dat die mense na die tyd so opgewonde was, hulle wou Jesus met geweld tot koning kroon, en Jesus moes homself afsonder, sodat hulle dit nie kan doen nie. En dit het opgebou, keer op keer, wanneer Jesus 'n groot wonderwerk doen, is die mense so beïndruk, dat hulle al hoe sekerder geraak het, dat Jesus die Messias is, die voorspelde koning. En in hoofstuk 11 van Johannes, die vorige hoofstuk wat kom het op 'n nuwe hoogtepunt wanneer Jesus vir Lazarus uit die dood opwek. Nou die gedagte dat iemand uit die dood opgewek kan word, was nie heeltemal vreemd nie. Daar was 'n paar van die profete wat mense uit die dood opgewek het, maar dit was altyd mense wat pas dood was. En op 'n manier was die gedagte dat hulle dalk net in 'n koma kon wees. Maar Lazarus was reeds 3 dae dood, toe Jesus op die 4de dag na sy dood daar aangekom het. En dit het vir hulle laat besef, hierdie was iemand wat regtig dood was. En binne die konteks was dit vir hulle so belangrik om te kan verstaan, dat daar geen kans was dat hy sommer net weer kon lewe nie. Jesus se opwekking van Lazarus was groter as wat enige ander wonderwerk wat die profete vir Jesus kon doen. En dit was vir die mense van daai tyd net nog weer 'n teken, dat Jesus die koning, die verlosser gaan wees. En daarom as hy nou op pad is na Jerusalem toe, dan is dit 'n bedreiging vir die priesters, hulle is bekommerd daaroor, en hulle besluit ook, hulle moet vir Lazarus ook doodmaak, want is Lazarus wat begin vertel het, dat Jesus hom uit die dood opgewek het, en hy was 'n lewende voorbeeld, die mense het soontoe gegaan om te gaan kyk, en hy moes ook, lees ons dan, nou doodgemaak word. So hier kort voor Paasfees is die leiers besig met allerhande planne, om te keer, dat hier nie moeilikheid kom nie. Die verwagting op hierdie punt was aan die een kant van die volk, dat Jesus gaan ingaan by Jerusalem en as koning gekroon word. En die volk gaan lei tot 'n nuwe uittog, waar hulle sal vry word van hulle korrupte leiers en van die Romeine. En die leiers van die Jode aan die ander kant, hulle het die verwagting gehad dat hulle Jesus sal vang voordat hy Jerusalem ingaan. En verskoning kan kry om hom te laat doodmaak op 'n manier, sodat die vrede gehandhaaf kan word. Nou, dis nie heeltemal wat gebeur het nie. Kom ons lees verder in vers 12. Die volgende dag het die groot skare wat vir die fees gekom het, en wat gehoor het dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan, en aanhoudend uitgeroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, en die koning van Israel. Die gedeelte wat ons lees, vertel van die woord Hosanna. Hosanna beteken letterlik, red ons asseblief, of red ons bid dat ons gered moet word. En die oorsprong daarvan is uit 'n Hebreëse fase, Hosanna, wat oorspronklik uit Psalm 118 vers 25 kom, wat 'n pleidooi is om hulp of verlossing. Psalm 118 sê, ag Here, verlos ons tog, ag Here, gee ons tog voorspoed. Hosanna is die woord wat gebruik word, wat vertaal word met, ag Here, verlos ons tog.
En dan geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. En dis presies wat ons hier lees, hoe dat die volk dit uitroep. Hulle sê, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. So ons sien met verloop van tyd, die betekenis van Hosanna verander, uitgebrei. En hierdie tyd wanneer hulle dit gebruik, dan is dit meer as net 'n uitdrukking van red ons Here, maar dit is ook van lof en aanbidding. Dit dra aan die een kant die gevoel van 'n dringende gebed, Here, om ons te verlos, aan die ander kant 'n verklaring van hoop en eerbied en die viering van goddelike krag. Dit is eintlik merkwaardig dat hierdie een woord sulke diepgaande emosies kan vasvang en steeds vasvang. En dan lees ons in vers 14, en Jesus het 'n jong donkie gekry en daarop gaan sit, soos daar geskryf staan. Moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk jou koning kom en hy sit op 'n donkievol. Hier is 'n aanhaling uit Sagaria 9 uit, wat die mens geken het. Sagaria 9 vers 9 het gesê, juig dogter van Sion, jubel dogter van Jerusalem, kyk jou koning kom na jou toe, hy is regverdig en die oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie. En dis hierdie aanhaling wat nou uitgeroep word om te sê, hy kom op 'n donkie, hy is nederig, hierdie voorspelling wat jare terug gemaak is deur die profeet, dit word nou waar. Die rede hoekom die skare hom tegemoet gegaan het, ek lees nou verder in vers 18, was omdat hulle gehoor het dat hy hierdie teken gedoen het. Dis die teken nou van Lazarus. En daarop het die fariseërs vir mekaar gesê, sien julle dat julle niks bereik het nie? Kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. Hulle planne het nie uitgewerk nie. In die volgende vers lees ons dat daar ook 'n klomp Grieke was wat al agter Jesus aangeloop het, nie net die Jode nie. Ek lees net so 'n stukkie in Lukas 19 om die verhaal af te rond. Lukas 19 vers 39 sê, sommige van die fariseërs in die skare het vir Jesus gesê, Meester, berus by u disippels. Maar hy het geantwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. En toe hy naby kom en die stad sien, het hy oor hulle gehuil en gesê, as jy maar hierdie dag die dinge besef het wat vir jou vrede kan bring, maar nou is dit vir jou oë verberg. Dalk is dit vir ons die sleutel tot hierdie gedeelte, wanneer Jesus huil en sê, as jy maar op hierdie dag die dinge besef het wat vir jou vrede kan bring. Palm Sondag, die begin van die week wat uitloop op kruisiging en die opstanding van Jesus. Jesus kom in Jerusalem aan. En dis 'n hoogtepunt vir die pad wat hy saam met sy disippels loop. Ek dink nogal, as ons dink oor hierdie prentjie, moes dit vir die disippels nogal spesiaal gewees het. Wanneer Jesus op die donkie inkom soos voorspel, en die mense sing Hosanna en waai die palms, en dis op 'n manier waar dit alles wat ons van gesê het. Here, red ons, en palmtakke wat waai is 'n simbool van oorwinning, wat oor jare al so gebruik is. Ek dink vir die disippels was dit spesiaal. Dit was vir hulle 'n wonderlike hoogtepunt. Vir Jesus was dit meer as dit. Ons gaan nou sien, dit het hom hartseer gemaak. Hoekom is die mense bly? Hulle is bly want hulle het gehoor van die wonders, ons het dit gelees. Hulle het gehoop hulle gaan verlos word, hulle het gehoop hulle gaan vrygemaak word. Maar vir Jesus is dit Hosannas wat seer maak. Want die strate was gevul met vreugde, maar hierdie Hosanna sou nie hou nie. Daar was 'n oomblik van viering en hoop en verwagting. Maar hier is die werklikheid. Vir Jesus was dit waarskynlik 'n bittersoet ervaring. Jesus het hierdie mense se harte geken. Hy het geweet van dieselfde stemme sou later uitroep, kruisig hom. Hy het geweet hulle verwagtinge was oppervlakkig en hulle geloof was wisselvallig. Hulle het nie verstaan wat hy daar kom maak nie. Stel jouself die emosionele impak voor om hierdie lofuitinge te hoor as Jesus daar inkom en jy weet, dis skeef gemik. Dis eintlik maar net selfsugtig en sal vinnig in verwerping verander. Dis 'n pyn wat ons seker nie ten volle sal kan verstaan nie. Maar ons weet dis soos dit gebeur het. Die Hosannas het nie gehou nie. Die waai van die psalms vir 'n koning was inderdaad al amper 'n daad van rebellie, maar die rebelle was gou teleurgesteld. Want Jesus was geïnteresseerd in 'n verlossing wat aan 'n kruis begin. En daarom 5 dae later roep 'n skare in Jerusalem, kruisig hom, kruisig hom.
Hy het nie aan hulle verwagtinge voldoen nie. Hulle het nie verstaan wie hy regtig is nie. Hulle was blind vir die vrede wat nodig is, en daarom huil Jesus en sê, as jy maar op hierdie dag die dinge besef het, wat vir jou vrede kan bring, maar nou is jou oë verberg. En ek en jy, ons roep ook Hosanna. Ons as volgelinge van Here, ons roep ook, Here, red ons, en Here, U is vir ons wonderlik, ons wil U prys, ons sing vir Jesus, en ons probeer lewe as volgelinge van Jesus. En die vraag is, kan my en jou Hosannas ook vandag vir Jesus hartseer maak? Helaas is die antwoord ja. As ons skyn heilig is, as ons nie die grootsheid van die gebeure erken wat daar gebeur het en wat vandag nog gebeur nie, as ons motiewe waarby ons Jesus dien, net soos hulle sin selfsugtig is, as ons nie verstaan wat nodig is vir ons redding nie. Jesus word seer as ons Hosanna skeef getrek is. Jesus kry seer as ons Hosanna stil raak. Dalk is dit een van die dinge wat ons kan sê met ons gebeur, is dat ons Hosannas ook stil raak. Dalk is die rede daarvoor dat ons ook die teleurgesteld is in die Here en wat ons verwag het. Dalk het jy iemand anders verwag. Dalk het jy verkeerd gedink oor die Messias en het jy jou nie gehelp toe jy gehad het hy bou nie. Dalk is dit heel anders. Dalk dink jy is okay sonder die held op die donkie. Jy is sommer jou eie held. Iemand het gesê, ek is sommer 'n self-made man. Ek kan doen wat ek wil. As jy so is, dan het jy nie regtig 'n Messias nodig nie, of dis wat jy dink, en dan is jou Hosanna stil. Want dalk is jy net nie diep genoeg in die vernorsing om te roep, help my nie. Dalk verstaan jy net nie dat jy die Here se hulp nodig het nie. Die Joodse leiers was strategies bang dat die Romeine sien dit is 'n opstand. Dalk is ek en jy ook stil, strategies. Bang dat mense seer gemaak gaan word. As ons Hosanna stil word, dan gebeur daar 'n hartseer ding. Sonder dat ons dit besef, skuif ons aan na die groep wat roep kruisig hom. Dan roep ons lewe ook kruisig hom, deur ons gebrek aan belangstelling, deur ons oneer aan die koning, deur ons fokus op ons eie selfgerigte behoeftes, deur ons blind wees vir wat vir ons vrede nodig is. Ons Hosanna sing of nie sing nie, maak seer. Waarvoor waai ek en jy palmtakke? Waarvoor roep ons Here red ons? Is ons nie dalk baie meer oppervlakkig as die mense na wie ons so graag wil vinger wys nie? Hoe beoordeel ons die mense wat betrokke is? Ons wil maklik hierdie klomp palmswaaiers ook op daardie dag veroordeel, om te sê, hulle is nie eg nie, hulle is oneerlik. Maar hulle was regtig op soek na 'n verlosser. En net so soek ek en jy ook na 'n leier, of 'n president, of 'n regering wat ons uit die gemors kan lei. Dis ons hoop. En op 'n manier is ons nie anders as die palmswaaiers nie. Maar soos hulle, soek ons dalk ook op die verkeerde plek. En word ons ook dikwels teleurgestel. Die Joodse leiers, hulle nie maar net probeer om te keer dat die Romeinse owerhede kwaad word en almal uitroei nie. Tree hulle nie eintlik op ter wille van die Joodse bevolking nie. Op die oog af kan dit so wees. Maar ons weet hulle tree eintlik op ter wille van hulle eie status quo en ter wille van hulle self, om hulle eie situasie te beveilig. Om te sorg dat die Romeinse owerheid vir hulle so lank aan hulle posisie hou, so lank as wat hulle die bevolking kan stilhou. Maar kan ons hulle net veroordeel? Ek dink ons is ook in vandag se tye dikwels sodat ons liewer gemaklik lewe. Dat ons nie noodwendig die opstaan en die betogings van moedelose mense wil ondersteun nie. Om die waarheid te sê, voel ons ook asof dit net ons eie bestaan so 'n bietjie ontwrig. Ek weet dit klink hard en dalk onregverdig, maar ons moet ook krities na onsself kyk. Waaroor gaan die gebeure eintlik? Dit gaan oor Jesus wat doelbewus die kookpot van Jerusalem in die Pasgatyd binnekom. Hy is gesalf vir sy begrafnis, gereed om die prys te betaal. Hy weet die palmhout gaan kruishout word.
Hy doen dit ter wille van elke skepsel van God, elke palmswaaier, elke Joodse leier en ook vir jou en my. En dalk wil die moed van Jesus jou inspireer om vreesloos die pad van geloofsoortuiging te stap, soos hy daar in Jerusalem ingekom het. En wanneer die palmblare 'n kruis word, wanneer ons regtig die vreugde en die vrede van Jesus ontdek, 'n koning aan 'n kruis wat in swakheid oorwin, kan ons ook sê, ons wil ook ons palmtakke waai vir die Here. Was jy al ooit by 'n gebeurtenis of 'n byeenkoms waar almal entoesiasties en opgewonde is? En jy raak meegevoer deur die opwinding. Jy is saam opgewonde. Dit kan 'n sportbyeenkoms wees of sommer 'n of ander byeenkoms waar daar 'n spreker is. Maar wanneer alles verby is en die opwinding is oor, dan raak dit sommer gou weg. Dan gaan die lewe maar net aan. Geloof kan ook soms so voel. Palmsondag entoesiasme sonder goeie Vrydag toewyding kan maklik verdwyn. Hierdie entoesiasme sonder die toewyding wat goeie Vrydag van ons vra, kan maklik verdwyn. Om Hosanna te roep, moet ook kom met 'n bereidwilligheid om die moeilike pad te loop, wat self ook na die kruis kan lei. Hierdie week, soos ons die Heilige Week binne gaan, laat ek en jy nadink oor hoe ons Hosanna roep. Dat dit nie net 'n uitroep wees met voorwaardes, ek sal U prys want U gaan my red nie, maar dat regtig 'n uitroep is van oorgawe. Wanneer dit seer maak, wanneer die volk van Jesus ons gemak, ons trots of ons planne uitdaag, laat ons onthou dat Jesus, ons verlosser, hierdie pad eerste gestap het. Sy liefde vir ons het die juig, die verraad, die kruis verduur. Daarom eindig hierdie storie waar Jesus huil oor Jerusalem. As jy maar geweet het waar jou vrede vandaan kom. En die vraag is, huil Jesus oor jou en my? Die goeie Jesus. Jesus het nie besluit, nou los ek hulle nie, omdat hulle nie verstaan nie. Jesus loop die pad van die kruis vir die mense van Jerusalem. Hy loop dit ook vir my en vir jou. Jesus wil ons vandag herinner aan die vrede wat hy bring. Dis waar dit alles begin. En dan kyk ons anders na die wêreld en sy uitdagings, en ons volg vir Jesus, van palmhout na kruishout, van graf na lewe. Mag dit vir jou ook 'n wonderlike, heilige week wees, 'n tyd om op pad te wees na Paasfees, en mag Paasfees vir jou ervaring wees van God se genade en sy liefde. Amen. Almagtige Here, wanneer jy inkom in Jerusalem, dan is daar soveel emosie ter sprake. Here, vandag wanneer ons dink oor Palmsondag, dan herken ons, Here, dat ons dikwels maar nie anders is as die mense wat Hosanna skree, maar jy eintlik seer maak daarmee nie. Vergewe ons, Here. Help vir ons om U te kan eer in hierdie tyd. Help ons om hierdie pad van die kruis saam met U te kan loop wanneer dit nodig is. Om ook die swaar kry te kan verduur wanneer dit nodig is. Maar ook die vreugde van die opstaan in hierdie tyd opnuut te kan ervaar en beleef. Dankie vir U liefde. So prakties vir elkeen van ons. Amen. Ek groet jou met die seën van die Here. Mag hierdie heilige week vir jou 'n ervaring en 'n belewenis wees van God wat by jou is. Die Here wat sy gesig na jou toe draai en jou herinner aan sy liefde. Die Here wat met sagte oë na jou kyk en jou toevou met sy genade. Amen.